Liewe vriende, ons sluit vandag ons preekreeks af, so ook op die aarde. En om ons 'n bietjie met dit te help, gaan ons na 'n baie bekende teks in Lukas 10 kyk, die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Dit is 10-1 een van die stories wat ons almal as kinders in die sonnaarskool geleer het. Ek onthou dit as een van my gunstelinge verhale toe ek nou ook nog hier in van hierdie klasse gesit het. Ek het juis omdat dit so 'n bekende gedeelte is en ons almal nou al die preke van die barmhartige Samaritaan gehoor het, dit goed gedink om iets bietjie buitengewoon te doen vanoggend. Ek wil graag hê dat ons saam op 'n reis gaan. En ek gaan dit so half in 'n verhalende manier vir jou vertel om jouself in hierdie omstandighede in te leef waarbinne Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel. Ons gaan op 'n reis saam met Jesus, stap ons na Jerusalem toe, van Galilea af, en ons ontdek op hierdie reis opnuut iets van die warmhartigheid van God se koninkryk. Ek speel so 'n bietjie hier met die woorde van barmhartigheid na warmhartigheid, want ek wonder soms of barmhartigheid nog 'n woord is wat heel gereeld in ons woordeskat deurkom. So om dit so half 'n bietjie anders te stel en te sê warmhartigheid, besef ons iets van die betekenis daarvan en om dit ook in ons harte vas te lê. Daai warm gevoel van medelee wat 'n mens met iemand het in hulle omstandighede. Die rede hoekom ek gekies het om vanoggend die erediens so in die formaat van ons eie reis aan te bied, is omdat hierdie gedeelte waar Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel, deel vorm van 'n groter tekstuele eenheid in Lukas wat bekend staan as die reisverhaal. So stel jouself vanoggend voor in hierdie verhaal waar ons saam met Jesus op reis is van Galilea af tot in Jerusalem. Jy kan met tye dalk voel hoe die moegheid in jou seer voete jou vra om te rus. Maar jy volhard want ergens het jy gehoor dat hierdie Jesus van Nasaret gaan kom om groot dinge te doen. Jy ruik dalk die stowwerige paaie waarop ons stap. Jy voel die warm son wat jou van tyd tot tyd skroei. Partykeer is jy honger en dors en jy weet nie waar jou volgende ete vandaan gaan kom nie. Maar om alles agter te los en Jesus te volg is vir jou soveel groter as dit als. Vir die res van ons erediens is jy vanoggend 'n eerste eeuse karakter in jou eie moderne verhaal. Wanneer 'n mens gewoonlik so op 'n reis gaan, dan is beplanning van die reis mos nou uiteraard van die saak 'n belangrike ding. Mens wil daarom weet van waar af jy moet reis en waartoe jy op pad is en hoe die roete gaan lyk, wat jy als gaan nodig hê vir jou voorbereiding, gaan dit daarom veilig wees. Wat is die dinge wat jy graag op hierdie roete van jou wil raak sien? Nou Lukas het reeds vir ons daai beplanning gedoen. Hy is ons toergids vanoggend en hy het die roetemerkers bepaal waar ons oral gaan stop en wat ons alles gaan raak sien. Ons begin vanoggend in Galilea. Ons is amper reg om te vertrek en ons sit sommer so as 'n klompie mense in 'n groepie saam in Galilea en ons wag nog vir mense om aan te kom voordat ons op ons reis vertrek. Terwyl ons so sit, sing ons dan ook sommer 'n lied saam, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my.
Die Here hoor ons pleitgebed en dan bevestig hy sy genade aan ons wanneer ons hierdie groet hoor. Genade, barmhartigheid en vrede word vir ons gegee deur Jesus Christus en deur God die Vader. Nadat ons die genadegroet gehoor het, begin ons om saam die Here se naam te loof en te prys. Ons doen dit staande met lied 286, Here God van liefde. Ons reisgenote is onder andere Jesus, sy disippels, 'n menigte mense wat volgelinge is van Jesus en wat agter hom aanstap. Ons weet ook hier oor hierdie reisgeselskap is daar 'n klomp wetgeleerdes en skrifkenners wat maar in elk geval altyd so in die agtergrond rondhang en vir Jesus met 'n valkoog dophou. Hulle doen dit want hulle wil iets kry waarmee hulle hom kan skuldig bevind en kan gaan aankla by die raad, want hy is vir hulle tempel en hulle besigheid 'n bedreiging. Die rede hoekom hulle dit wil doen is omdat hulle sê dat Jesus nie volgens die wil van God optree soos wat hulle dit verstaan nie. In ons agterkoppe weet ons dat die roete wat ons nou gaan loop 'n gevaarlike roete is. Om van Galilea af na Jerusalem toe te reis, moet ons deur Samaria gaan, en hoe nader ons aan Samaria gaan kom, hoe gevaarliker word dit vir ons. Dit is so omdat die Samaritane en die Jode glad nie langs mekaar om dieselfde vuur kan sit nie, oor 'n klomp dinge wat besig is om te gebeur, waar die regte plek van aanbidding is, en ons hou eintlik net nie van hulle nie. Ons ervaar dalk 'n stuk ongemak oor die pad wat vir ons voorlê, maar ons vertrek nog steeds. Voordat ons vertrek, sing ons 'n gebed, sodat ons ook kan erken en bely dat God se almagtige krag ons gaan vergesel op hierdie reis. Ons sing lied 169, Heilig, 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 terwyl ons bly sit.
Jy het seker teen die tyd nou al gewonder, hoekom gaan ons nou op hierdie reis van Galilea af na Jerusalem toe? Dis weer hierdie tyd van die jaar waar 'n klomp gelowiges optrek na Jerusalem toe om die fees van die tente te vier, as 'n herdenking van dit wat God eeue gelede vir ons voorvaders gedoen het toe hy hulle bevry het uit slawerny en vir 40 jaar na hulle omgesien het in 'n woestyn. Terwyl ons so end uit Galilea is, begin ons onder mekaar te praat oor iets wat ons Jesus hoor sê het 'n paar dae gelede. Hy het gesê, die seun van die mens moet nog ly onder die familiehoofde en die wetgeleerdes, en dat hulle hom gaan verwerp en doodmaak. Hy het dit vir ons 2 keer gesê. Maar ons verstaan nie wat hy met dit bedoel het nie. Ons vra dalk hier in die reisgeselskap vir een van die disippels, wat het Jesus met hierdie woorde bedoel? En die disippels sê vir ons, hulle verstaan dit ook nie, maar ons moet eerder nie verder daaroor gesels nie. Kom ons bepaal net onsself op ons reis na Jerusalem toe. Ons het almal beplan om in Samaria te oornag, maar daar het die Samaritane ons verwerp. Hulle het geweier om vir ons 'n herberg te gee. Ons is weer eens aan die genade van ons eie reis oorgelaat en ons gaan maar verder. Lukas sê vir ons dat ons net moet onthou dat hierdie reis nodig is, sodat Jesus die wet kan vervul en dat verlossing vir alle mense ten volle op pad is. Op hierdie reis gebeur daar 'n klomp dinge. Jesus het mense genees, hy het stories vertel, hy het ons geleer wat die wil van God is, hy het wonderwerke gedoen. Hy het spesifiek ook baie aandag gegee aan die disippels om vir hulle te leer wat dit beteken om 'n volgeling en 'n disipel van Jesus Christus te wees. En die res van ons wat saam gereis het, het aandagtig geluister, want dit is 'n saak wat ook na in ons hart lê. Skielik van agter in die groep bulder daar 'n harde stem. Die hele reisgroep kom tot stilstand en deel so in 2 dele, dat daar so 'n paadjie is tussen Jesus wat voorstap en hierdie harde stem wat van agter afkom. Die persoon stap so in die gangetjie hier tussen ons deur en ons almal is in groot afwagting om te kyk wat gaan nou gebeur. Hy kom tot daar voor by Jesus en ons sien toe dis een van hierdie wetgeleerdes wat die hele tyd so vir Jesus wil toets en om die hele tyd so terg, kyk of hulle hom op een of ander manier kan uitvang. Hy vra toe vir Jesus, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê. Doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra, en wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord, 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so het ook 'n Lewiet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het ook hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daarop gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het.
Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Ons staan almal verstom oor dit wat nou net hier voor ons afgespeel het. Nietemin begin ons weer doelgerig reis na Jerusalem toe. En soos wat die tree begin aftel, kan jy hoor, die stilte van die reisgeselskap begin so half gebreek word deur sagte stemmetjies wat met mekaar fluister en bespiegel. Wat het nou hier voor ons gebeur? Onder mekaar probeer ons sin maak wat Jesus gesê het. Ergens kan jy hoor hoe iemand vra, hoekom was dit die Samaritaan gewees wat hierdie persoon gehelp het? Maak nie sin dat Jesus so iets sal sê nie, want die Samaritane het ons nou net verwerp. Hulle wil niks met Jesus te doen hê nie. Nou is die Samaritaan die goeie karakter in Jesus se gelykenis. En boonop 'n Samaritaan wat so op reis is, wat 'n rydier het, wat geld by hom het en wat in 'n herberg oornag, is gewoonlik 'n handelaar wat van dorp tot dorp reis om handel te dryf. En ons as gewone mense hou eintlik glad nie van hierdie handelaars nie, want hulle byt ons uit. Hulle laai hulle pryse vir hulle eie gewin, maar ten koste van ons. 'n ander reisgenoot maak die opmerking dat dit vir hulle interessant is dat die twee mense in Jesus se gelykenis, die priester en die leviet, wat die wet van God baie goed ken, wat tempeldienaars is, nie enigsins wou aandag gee aan hierdie slagoffer nie. Dis immers hulle roeping en hulle taak om God te verteenwoordig, om die wil van God uit te leef. Soveel te meer is dit hulle plig om vreemdelinge te versorg. Die gebeure bly so in ons gedagtes draai, maar ons kry nie antwoorde vir al ons vrae nie. Nodeloos om te sê, volg ons maar vir Jesus en ons reis verder na Jerusalem. Soos wat ons in Jerusalem aankom, ry Jesus op 'n donkie. Hy's hartseer. Mens kan dit sien op sy gesig. Die skare juig, maar Jesus is hartseer. Ons het ons bestemming bereik van ons reis, maar vir een of ander rede voel dit nie asof ons reis voltooi is nie. Daar in Jerusalem gebeur daar ook 'n klomp goed. Jesus word in hegtenis geneem, hy word skuldig bevind en dan ook gekruisig. Dit skok ons tot in ons diepste menswees. Want vir so lank loop ons saam met Jesus, ons stap agter hom aan, ons glo in alles wat hy vir ons sê, en daar's hierdie storie dat Jesus gaan kom om ons te kom verlos. Hy gaan die Romeine verslaan, ons gaan vry wees, en dan sterf hy aan 'n kruis. Maar 'n paar dae daarna, dan staan hy op uit die dood uit, en hy vaar op na die hemel, en ons weet nog steeds nie waaroor hierdie reis gaan nie. 'n paar jaar later, na ons reis, kom 'n klompie van ons weer so by mekaar, 'n Saterdagmiddag om 'n braaivleisvuur, en ons dink terug aan hierdie gebeure van ons reis van Galilea na Jerusalem. Ons begin toe met mekaar gesels oor dit wat ons kan onthou, en dit wat vir ons uitgestaan het. Daar toe die wetsgeleerde vir Jesus probeer vasvra het. Soos wat ons begin gesels, begin die dinge vir ons sin te maak, wat eintlik daardie dag gebeur het. Dit wat vir ons onduidelik was op ons reis, word nou vir ons al hoe meer duideliker, omdat ons nou kan terugkyk oor die hele reis en die prentjie as 'n geheel kan sien. Van die begin af tot aan die einde met Jesus se hemelvaart. Ons het begin op hierdie reis omdat ons graag wou deel wees van die gemeenskap wat Jesus gevolg het. Daarom het ons hom gevolg tot in Jerusalem. Ons navolging van Christus plan dan hierdie verlange in ons harte om warmhartig teenoor ander mense op te tree. Hier by die braaivleisvuur kom ons toe vir mekaar sê dat Jesus vir ons kom wys het hoe God se warm hart lyk. Onder mekaar begin ons die ongemak van die reis na Jerusalem onthou. Ons gesels oor die emosies wat die reis by elkeen van ons wakker gemaak het.
In ons ongemak begin dit vir ons sin maak dat Jesus geweet het wat vir hom wag in Jerusalem. Dis hoekom ons ook sy ongemak op hierdie reis beleef het. Maar ten spyte van dit wat Jesus geweet het vir hom voorlê in Jerusalem, het hy steeds gekies om hierdie reis te ondergaan, om getrou te wees aan die wil van God. Jesus se getroue navolging na die wil van God het uitgeloop op verlossing, nie net vir ons as mense nie, maar vir die ganse skepping. Iemand wat so staan en braai, maak toe die opmerking dat dit dan ook vir ons kan help om die wetsgeleerde se vraag, wat moet ek doen om te lewe, te kan verstaan. Hy herinner ons daar dat die wetsgeleerde vir Jesus gevra het, wat is die grootste gebod, om met hom in 'n gesprek betrokke te raak, en te kyk of Jesus dalk een gebod gaan uitsonder bo 'n ander, en dan kan hy hom op daai ding kap. En Jesus sê toe vir hom, wat sê jou wet vir jou? En die wetsgeleerde som dit toe vir Jesus baie vinnig op. Die hele wet kan saamgevat word. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die twee verteenwoordigers van die tempel wat die wet van God goed geken het, kon dit nie regkry nie. Want die slagoffer was nie iemand wat binne in hulle gemeenskap was, in die ingroepie nie. Die Samaritaan vir wie ons verafskie, het die wil van God gedoen. Hy kon dit regkry om dit te doen wat die wet vir ons sê. Hy het iemand gehelp wat 'n buitestander is. Jesus het gekom om vir ons te kom wys dat die liefde van God geen grense het nie, en dat almal daarbey ingesluit word. Daarom oorskry dit alle grense wat deur mense gestel is. 'n Ander persoon herroep die gebeure ook daardie dag. Vir hulle het dit beteken dat hulle nie moet vra, wie is my naaste, om te bepaal of hulle waardig genoeg is om te help nie. Hy sê, as hy baie mooi kan onthou, het Jesus toe vir die wetsgeleerde gevra, wie was vir die slagoffer 'n naaste gewees? Dit beteken hier dat die Samaritaan nie na hierdie persoon gekyk het en gedink, jy is nie my naaste nie. Maar wat in sy hart aangegaan het, is ek wil vir jou 'n naaste wees. In die agtergrond van ons samelewing van daardie dag hier om die braaivleisvuur, het Jesus vir ons kom wys hoe lyk die koninkryk van God anderste as wat die koninkryk van die wêreld lyk. In die koninkryk van God help ons nie mekaar omdat ons goed daaroor kan voel, of help ons nie mekaar omdat dit vir ons beteken dat ons eendag in die koninkryk van God kan kom nie. Ons help mekaar omdat Jesus vir ons kom wys het hoe lyk warmhartigheid. Ons doen dit met die hartsvraag, vir wie kan ek 'n naaste wees? Maak ons vry van alle moontlike verskonings wat ons kan uitdink oor wie's my naaste en wie's nie my naaste nie, wie kan ek help, wie hoef ek nie te help nie. Want as ons vir iemand 'n naaste wil wees, is dit nie eers 'n vraag wat by ons gaan opkom nie. Met hierdie leefwyse wys ons vir ons samelewing hoe die koninkryk van God anderste is. Ons wys vir ander wat 'n lewe in die teenwoordigheid van God inhou. Omgee, harte wat uitreik na mekaar toe, versorging, versoening en geregtigheid en liefde. En dalk, maar net dalk, kan ons 'n vergestalting wees van 'n koninkryk, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons naaste wees verander, hoe ons met 'n hartsvraag vra na wie kan ek 'n naaste voor wees, word dan ook ons lewensreis vandag hier na Jerusalem toe. Wat ons weet, wat uitloop op 'n kruis. 'n Kruis van selfopoffering. En dit word ons roeping om ons eie kruise op te neem en Jesus dan te volg tot in die opstanding. Nou dat ons verstaan het wat ons reis na Jerusalem vir ons beteken en wat dit daar gebeur het, wil ons graag opnuut onsself verbind aan hierdie gemeenskap
van Jesus. Ons sing lied 524, God roep ons met woord en daad om vir hom te leef en te werk. Ons sing 3 verse hiervan staande. Saam. As ons stil word om by U te wees, Here, word ons in dankbaarheid stil dat U op elke reis van ons voorstap om vir ons die wil van God te wys. Dit gee ons vrede, Here, om te weet U ken die pad na verlossing en die pad na die koninkryk van God. Here, waar ons so maklik tekort skiet en waar ons lewe nie getuig van die koninkryk nie, bid ons dat U die rigtingaanwyser sal wees tot die waarheid. Mag ons altyd bereid wees om 'n naaste verander te wees, al is dit in teenstelling met wat ons samelewing van ons vra. Mag ons oral waar ons gaan vir mense wys dat die koninkryk anderste is. Wanneer ons saam bid, Here, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Mag ons dan besef hoe groot daardie verantwoordelikheid is, dat ons warmhartigheid mense innooi en ons selfsugtigheid mense uitsluit. Here, ons bid vir ons land en ons bid vir ons samelewing, ons gemeenskap hier in Ermelo, waar daar soveel seer kry en soveel onreg geskied. Al word ons kwaad vir alles rondom ons, Here, bid ons nogtans dat U deur U Gees in ons harte sal werk, dat ons 'n naaste verander kan wees. Aan U alle eer. Amen.